'n jong verslaggewer het eendag die voorreg gehad om met 'n baie beroemde en suksesvolle sakeman 'n onderhoud te kon hê. Hy het vir die sakeman gevra: "Meneer, kan u my dalk sê wat is die rede vir u groot sukses in besigheid?" Die sakeman het so agteroor gelê in sy stoel en gesuig aan sy pyp en gesê: "The reason for my success, young man, is 2 words. Only 2 words for success. Right decisions." Die jong man het hom nie van stryk laat bring nie en het aangegaan met sy onderhoud en gevra: "Meneer, maar hoe het u dit dan reg gekry om die regte besluite te neem elke keer?" Die sakeman het so 'n bietjie verder teruggelê en 'n glimlag het om sy mond gespeel en hy het gesê: "One word, young man, only 1 word this time. Experience." Die jong man het so 'n bietjie gehuiwer en toe gesê: "Well, sir, can you perhaps tell me, how do you acquire experience?" Die keer het die sakeman vorentoe geleun op sy arms en die jong man stip in die oë gekyk en in 'n fluisterstem maar ernstig vir hom gesê: "This time, young man, 2 words. Yes, 2 words. Wrong decisions." Soos iemand gesê het, the only real failure is failing to learn from failure. Ek het dit al by 'n vorige keer vir jou gevra. Wat is sonde? Een van die verklaringsmoontlikhede van die Griekse woord hamartia is om jou doel te mis. Dit is soos iemand wat aanlê op 'n teiken met 'n pyl en boog en dan die teiken misskiet. Dink jy dit was daardie persoon se bedoeling om die teiken te mis? Nee, hy het alles in sy vermoë probeer om daardie teiken raak te skiet. Maar daar was 'n klomp dinge wat hy nie in berekening gebring het in sy aanlê op die teiken nie. Hy het dalk nie gekyk hoe waai die wind nie. Hy het hom dalk misreken met die afstand en nie hoog genoeg gemik nie. Hy was dalk gespanne en in plaas daarvan om die snaar van die pyl en boog net te laat los, het hy hom dalk geruk. Wat het gemaak dat hy nie aan al hierdie dinge gedink het nie? Hy het nog nie genoeg ervaring gehad nie, maar ook was sy kop dalk op 'n paar ander plekke gewees. Dink vanoggend sommer so aan 'n ou grouwe fout wat jy gemaak het. En as jy dalk sukkel vanoggend om 'n fout raak te dink, wil ek vir jou die raad aangee van 'n baie bekende prediker wat eendag gepreek het in die kerk en hy het gesê: "Broers en susters, vanoggend gaan ons saam ons sonde bely en as jy nie kan dink aan iets wat jy het om te bely nie, gaan steel in Vader se naam net 'n skaap asseblief." Die eerste vraag wat ek jou wil vra as jy aan daardie fout dink, het jy beplan om hom te maak? Nee, verseker beplan ons nie foute nie. Hulle gebeur op grond van verkeerde keuses. En verkeerde keuses gebeur op grond van te min ondervinding. Nou, hoe moet ek en jy ondervinding opdoen sonder dat ons wil foute maak? Heeltemal onmoontlik. Soos iemand ook eendag gesê, die enigste mens wat nie foute maak nie, is die een wat stil sit en niks doen en niks waag nie. Nou wil ek verder gaan en vir jou nog 'n vraag vra. As ek nou die woordjie sonde noem, wat se emosionele gevoel kry jy by die hoor van daai woordjie? Daai woordjie het so 'n verdoemende karakter gekry. Jy weet jy's 'n sondaar, jy's nie goed genoeg nie, jy is 'n mislukking en jy is en jy is en jy is. Die goeie nuus is, God en Jesus het klaar gemaak met ons sonde. Die woord sê hy dink nie meer daaraan nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê: "Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons," luister nou mooi, "van alle ongeregtigheid." Van ons kant af is die realiteit, ek en jy is nog nie engele nie. Ons is net stoeiende, groeiende mense. So ons gaan nog foute maak. Maar die geheim is, elke keer wanneer ons 'n fout maak, moet ons vir die Gees vra: Heilige Gees, wat is dit wat U wil hê ek moet leer uit hierdie fout, om ook wys te kan word, en om al hoe meer soos Jesus te kan word, en soos hy te kan leef, tot U eer alleen.
Die Here seën vir jou.